2000 jaar terug, hierdie oggend, omtrent 9 uur, stap Jesus by die koppie van Golgotha op, en hy dra sy kruis op sy stikkende rug. En dis in hierdie tyd wat hy vasgespijker word aan die kruis. 12 uur raak het donker. Dis 'n cosmic event. Hierdie is groter as net wat daar in die Midde-Ooste gebeur het. Hierdie is 'n wêreldwye, historiese, eensoortige gebeurtenis. Rondom 3 uur buig hy sy kop vooroor, nadat hy sy siel, sy gees in die Vader se hande gee. Lukas sê vir ons dit. Miskien, hy was nie daar nie, miskien het hy dit gehoor by Maria, sy moeder, wat daar was, en gesien het hoe Jesus dit sê en doen. Net voor dit, iewers sê hy, dit is volbring. In Engels, it is finished. 'n ander woord in die Grieks praat van tetelestai. Meeste Christene het iewers al hierdie woord gesien. Wat beteken dit? Want dit beteken nie, dis betaal nie. As ons dit reduseer na net dit, is daar min impak vandag in ons lewens. So ons gaan kyk wat beteken daai woord. En wat beteken dit vandag? Sal jy vanoggend saam met my staan as ons Johannes 19 lees, vers 28 tot 30. Dit sal op die bord wees en ek vra jou om te staan uit eerbied vir die woord vanoggend wat ons lees. Dan gaan ek vir jou volgens Johannes Jesus se laaste woorde lees en ons gaan 'n minuut stil wees. Solitude. En ons gaan net oor dit mediteer, net oor dit dink en vra Heilige Gees sal nie met my praat oor hierdie woorde. So staan saam met my, dan lees ek vir ons Johannes 19, vers 28 tot 30. Hierna, dis nou na die kleed verdeel is, dis nadat Jesus vir Johannes sê, hoor Johannes, hierdie is nou jou moeder. Moeder, hierdie is jou seun. Familie is 'n waarde vir Jesus. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het, dit alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n marjolyntak, 'n hyssop branch in die Engels, en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Van die ander evangelie sê hy dit hard uitgeroep. En hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Here, lei ons vanoggend in hierdie woord. Jesus, U wat die woord is, wat mens geword het, sal U hierdie aan ons openbaar. Vader, gee ons die oop verstand, ons harte wat sag is, om hierdie te kan ontvang vanoggend. Amen. Jy is welkom om te sit, jou Bybel net so daar oop te hou by Johannes 19, John 19. Hierdie gebeurtenis is 'n eenmalige historiese gebeurtenis.
met implikasies elke oggend as jy jou oë oopmaak. Elke aand as jy jou oë toemaak. Elke dag as jy skoene aantrek en daai skoene tref grond, het dit implikasies wat Jesus daar gedoen het. Elke asemteug is hierdie waar. Die gevaar van hierdie woordjie tetelestai, dit is volbring, it is finished, is dit. Dat soos 'n goeie, lekker speelding, 'n nuwe ding, iemand onlangs iets nuuts gekry, waarvan jy baie hou, opgewonde is? Jou vrou, ek hoop jy het haar nuut gekry nie, want ek weet julle is al lank getrou, dan sien my net na die tyd, want as dit nie... Maar soos 'n kind wat Legos kry, of 'n lekker speelding, en aan die begin mag hierdie Legos nie met die ander Legos meng nie, het julle dit al gesien by kinders? En dan later tel pappa en mamma daai einste Legos in die swembad op. Dit was so precious, dit is so highly prized, en iewers begin dit afgewater word. Soos 'n kind wat 'n hondjie kry, het julle dit al gesien. Ek voed hom, ek tel als op wat ek moet optel, en iewers, Hagen, dan stop dit. Hoe tragies is dit, as dit gebeur met hierdie woorde? Dit is volbring. Iewers in jou lewe het dit vir jou iets beteken. Maar vanoggend toe jy opstaan, en jy staan op iets, op grond, was dit die laaste ding in jou kop. Dit het daar gebly by AD 33 na alle ramming. Amper 2000, dit het daar gebeur, ek het iets gesmaak van dit onlangs, maar dit het afgewater geword. Die hoop vanoggend is dat ons opnuut tetelestai sal ontdek, beleef, inwandel, elke oggend, dat hierdie woorde die grond is waarop jy lewe elke dag. En dis die titel van vandag. Daar is 'n titelslide, die grond onder ons voete, dit is volbring. Elke oggend as jy opstaan en jy is in Christus, jy is gered, kan jy op hierdie grond gaan staan. Vanoggend, vandag, dit is volbring. Vanaand as jy gaan slaap en jy maak jou oë toe, dit tel nog steeds. Dit is volbring. Maar wat beteken dit? 'n Bybelkommentator het die volgende sê, hy sê, now this word, en hy praat van tetelestai, which Christ employs, well deserves our attention. Ons moet dit indelf. En is sekerlik die mooiste woorde, die mees gepakte, gewigtige woorde, wat op hierdie aarde nog ooit geuiter is. Hierdie woordjie tetelestai, se woordjie in die middel, is daai woordjie teleo. En in die Grieks beteken dit, dis die konsep van finished or completion. Dit praat van 'n proses wat deurgewerk is, en nou omdat dit deurgewerk is, it is finished, rol die effek daarvan oor in die volgende bedeling. Dis nie die gewigtige woord, dis nie net klaar nie, die effek van dit rol oor in vandag. Die stamwoordjie, die wortel, is daai woordjie tel. En dit word goed uitgebeeld deur hierdie prentjie. Iemand al daai ou pirate telescopes gesien? Hy moet een vir een segment op 'n slag uitgetrek word, om in volle effektiwiteit te kan operate. Dis die hartjie van hierdie woordjie tetelestai, dat iets het gebeur stappie vir stappie, stage for stage, en nou funksioneer dit met volle effektiwiteit. Het jou verstaan van tetelestai, van it is finished, 'n bietjie gegroei al? Dis meer as net, dis betaal, dit sluit dit in, maar dis nie wat Jesus gesê het nie. As Jesus sê, dit is volbring, dan is dit daai prentjie. Alles het deurgegaan, tot op hierdie punt, en nou, dis klaar, dis voluit effektief. Maar wat bedoel hy? Wat is klaar? Daar's 3 goed wat ek jou gaan noem vanoggend, wat aan die kruis gebeur, wat finished is, wat ongelooflike goeie nuus is, waarop ons elke oggend moet opstaan. Ons moet ons voete in pantoffels sit, ons sal nou daarby kom, waarop staan tetelestai. Ons moet ons voete sit op 'n deurmaatjie voor jou huis, wat sê tetelestai. En ek sê nie, gaan doen dit nie. Ek sê, doen dit. Hierbo, dink daaraan.
Hier is die eerste ding wat gebeur het aan die kruis, wat volbring is, wat finished is. Die wet is vervul. Ek gaan jou help dit verstaan. Hierdie woorde van hierdie is finished, Jesus kon dit nie geuiter het nie, voordat vers 28, 29 en vers 30 se begin gebeur het nie. Daar staan hierna het Jesus, omdat hy geweet het alles reeds volbring is, dis voluit klaar gedoen, niks gaan dit meer stop nie, en sodat die skrif vervul sou word. Het jy dit al gelees in die Bybel, veral in die evangelies? Jesus het dit gedoen of gesê, sodat hierdie skrif vervul. Het jy dit al gelees? As jy so 'n bietjie teruggaan in hierdie skrif, vers 24, dan sien jy dat Jesus se kleed word verdeel. Die een onderkleed word nie geskeur nie, want hy is soemloos. Jesus vervul in daai oomblik 'n gebeurtenis wat 1000 jaar terug deur Dawid geprofeteer is. In die mees aangehaalste psalm in die Nuwe Testament, Psalm 22. Ek lees hom vir jou, hy is nie op die bord nie, jy kan hom gaan later opsoek. Die Afrikaans is Psalm 22, 19, die Engels vers 18. Hulle verdeel my klere, dis Psalm 22, 19. Hulle verdeel my klere onder mekaar en hulle lood oor my boklere. More than 1,000 years before this event. Dawid skryf daarvan. Psalm 22 moet jy gaan lees. Ongelooflike profetiese details van wat aan die kruis gebeur. Die woorde ek is dors is geen uitsondering nie. Jesus is weer besig, as ons die konteks van daai skrif lees, om die skrif te vervul. Paar verse terug in Psalm 22 staan daar my krag, dis vers 16 in Afrikaans, vers 17 in Engels. My krag het uitgedroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte, en die stof van die dood laat U my lê. Ons ander Psalm, ek weet nie wie het hom geskryf nie, Psalm 69, vers 21, They gave me poison for food, and for my thirst they gave me sour wine to drink. Man, Jesus is besig om die skrif te vervul. Daai was van die laastes. Ek is dors. Hy vervul daai skrif. Jesus se lewe, hoor dit vanoggend, want is belangrik om tetelestai te verstaan. Van die krib tot die kruis word geken aan gehoorsaamheid, vervulling, verwesenlik van die skrif, van die wil van God. Van die krib tot die kruis vat hy nie een afdraaipad nie. Nie een sondige gedagte nie, nie een sondige daad nie. Hy lewe perfek. Die kruis is geen uitsondering nie. Hoe maklik draai ek en jy af op ons wandel? Hoe vinnig wanneer versoeking kom, draai ons af? Hoe vinnig wanneer gemak kom, draai ons af? Hoe vinnig wanneer ongemak, die storms, die versoeking? Jesus nie een keer nie. Jesus sê in Johannes 4, toe hy met hierdie vrou praat by die well, by die put, my wil, my kos eerder, is om die wil van my Vader te doen wat my gestuur het en om sy werk klaar te maak. Dit som Jesus se lewe op. As daar staan, ek het gekom nie om die wet te verwoes of te stop nie, maar te vervul, beteken dit Jesus vervul, embody, maar ook gehoorsaam die morele standaarde van absolute heiligheid wat God verwag. Jesus leef die lewe wat ek moes lewe, wat jy moet lewe, maar nie kan nie. Is dit nie goeie nuus nie? Elke keer as ek dit mis, moet ek die evangelie aan myself preek. My redding hang nie af van my perfeksie nie, maar sy perfeksie. Dis nie 'n lisensie vir 'n sonde nie, lees Romeine 6. Maar man, it's a ticket for joy. Het jy vanoggend opgestaan op grond wat jou self herinner, hierdie grond waarop ek vandag uitgaan op hierdie Vrydag,
is Jesus het vir my die perfekte lewe gelewe. Jesus het die wet vervul. Dis die eerste ding wat ons sien wat aan die kruis gebeur het. Die tweede ene is, die tweede dimensie van ons is besig om te kyk na wat beteken hierdie is finished, is Jesus het die Vader se woede versadig, opgedrink, leeggemaak, gevat. As daar een ding was wat Jesus gevul het met onrustigheid, my soul is greatly troubled. Onthou julle daai woorde van Jesus, dis die prentjie van water wat geskit of gestir word. My soul is, as daar een ding was wat dit gedoen het, was dit die volle kennis, besef van wat behels God se woede wat op Jesus uitgegiet gaan word. Dit het Jesus met angs gevul. Ons lees dat Jesus in die tuin op sy gesig val en dan bid hy, Vader, as hierdie lydingsbeker, hier's bekers, as hierdie beker wat vol gaan wees van die wêreld se sonde, jou sonde, my sonde, die moord, die verkrachtings, die molesterings, die jok, die lieg, die steel, die bedrieg, die passiwiteit, rasisme, noem dit. Dit word hier ingesit. Nie net dit nie, die skuld en die straf vir dit ook. Nie net die skuld en die straf nie, maar die suffering. Dit word hierin gegooi. Jesus, jy staan skuldig. Hy kyk na jou en my regverdige woede vir al hierdie goed, dis joune. Jesus weet presies dit. Dit vul hom met angs. En dan sê Jesus, nou hy sê, as dit kan, laat dit verby my gaan, maar dan sê hy die volgende, nogtans, nie my wil nie, maar u wil. Prys die Here dat Jesus sy grootste versoeking, dit was nie in die woestyn nie, dit was hierdie oomblik, dat hy steeds wet vervul, absoluut gehoorsaam is aan God se wil, die werk waarvoor hy gestuur is klaarmaak. Jesus drink en drink en drink, dis die onregverdige verhoor, hy drink, dis die geeseling, hy drink, dis die kroon op sy kop vol dorings wat die bloed laat afvloei, hy drink, dis die kruis op daai stikkende rug, imagine that, hy drink, dis die spykers deur sy hande, hy drink, dis die skaamte van dit gebeur publiek voor my ma, voor my vriende, voor die wêreld, dis die vuishoue in die gesig, hy drink, en hy drink, en hy drink, en hy drink, en hy maak dit leeg. Hy versadig God se woede ten volle. Hy drink hierdie beker leeg. Wat beteken dit? Vir jou wat gered is, vir my wat gered is, daar is geen meer veroordeling vir die wat in Christus is nie, Romeine 8 vers 1. Omdat Jesus die toppunt van God se woede beleef het. Weet jy wat was dit? Dit was nie die houe nie. Dit was nie die spykers nie. Dit was hierdie oomblik wat hy besef, sy Vader het hom verlaat. My Vader, waarom het u my verlaat? God verlaat God. Dis iets wat ek nie verstaan ten volle nie. Hy drink hierdie beker op. Hoekom? Daar's 'n ander beker beskikbaar. Hier is hy. Hy drink bitter wyn, suur wyn. Daar staan 'n kruik daar,
Funny hoe Jesus sy eerste wonder met kruik en wyn te doen het, en sy laaste wonder aan die kruis, 'n kruik en wyn. Kana het dit gegaan oor sy glorie. Ek is God. Ek kan enigiets doen. Hierso by die kruis gaan dit oor suffering. Hy verruil sy glorie vir die bitterwyn van God se woede, sodat ek en jy van hierdie koppie kan drink. Mens noem dit nuwe wyn. Nuwe wyn beteken, daar is 'n opgewondenheid, 'n joy, 'n blydskap as gevolg van 'n verhouding met Jesus, waarvan ek daagliks kan drink. Nuwe wyn beteken, omdat hy vervloek is, kan ek geseën word. Nuwe wyn beteken, omdat hy verwerp is, kan ek vanoggend aanvaar word. Nuwe wyn beteken, nuwe Heilige Gees krag in jou lewe, om elke dag meer en meer soos Jesus te word. Nuwe wyn beteken sekerheid. Nuwe wyn beteken intimiteit. Drink jy van dit? Het jy geweet van dit? Het jy geweet, dit is wat ons sê, as ons sê, ek staan op grond van dit is volbring. Ek kan nuwe wyn drink, want hy het bitterwyn gedrink. Prys die Here, dat die grond waarop ek staan, is nie net sy perfekte lewe nie, maar die woede is versadig, en ek en jy kan elke dag nuwe wyn drink. Die laaste ene, wat beteken, it is finished, hier's wat dit beteken onder andere. God het die duiwel ontwapen. Hy het hom kragteloos gemaak, en ek weet jy het vra as ek dit sê. Ons kom daarby. Voor ek vir jou 'n paar verse lees. Imagine die oomblik waar Jesus aan die kruis hang, sy ma sien dit, Johannes is daar, daar's nog ander vrouens daar, die soldate is daar, dit het nou donker geword, dit is nou rondom 3 uur, en hier hang Jesus, probeer jou dit in picture, skirk aan die kant, hy hang, sy kop is vooroor, daar's niks meer lewe in sy liggaam nie, obviously vol bloed. Imagine Maria Magdalena, Johannes, imagine wat sou in hulle harte gebeur het. Hier hang die een waarvoor ek lief is. Hier hang my hoop. Ek het alles gebaken op hierdie. Hier hang hy dood. My rede vir my lewe, dood. Imagine wat sou hier binne gebeur het. Die duiwel sou kon dink, ek het hom. Ek het I got the W, that's the win for me. Maar wat 'n groot fout. So ver terug, soos Genesis 3 vers 15, wanneer God hierdie einste slang vervloek, lees ons van 'n evangelie, dat daar sal 'n man kom uit die saad van 'n vrou. Ja, hy sal deur die slang op die hakskeen gepik word. Maar hy sal die kop van hierdie slang verbrysel. Jesus doen dit in daai oomblik. Die oomblik wat hy op die hakskeen gepik word, is die oomblik wat die kop verbrokkel word. Wanneer die oorwinning publiek gemaak word. Die oorwinning het begin in die woestyn, toe hy nie versoek kon word nie. Die oorwinning is verseël, is publiek gemaak. Die duiwel is publicly geshame aan die kruis. Ek lees vir jou 'n paar skrifte wat dit uitbeeld. Hebreërs 2:14. Aangesien die kinders dan aan een vlees en bloed deel het ook hy net so aan dieselfde dinge deel gekry, hy het mens geword, sodat hy deur sy bloed die een wat oor die dood mag het, die duiwel kragteloos kon maak.
1 Johannes 3:8, hiervoor het die Seun van God verskyn, om die dade van die duiwel te vernietig. Matteus 12:29, of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan, om sy besittings te steel, as hy nie eers die sterk man vasbind nie? Die konteks van daai skrif is, Jesus het demone uitgedryf, hy kan die demone uitdryf, want die sterk man is gebind. Die duiwel is oorwin. Kolossense 2:15, nadat hy hierdeur die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in die triomftog meer gevoer het. Dis hierdie prentjie van 'n militêre oorlog, en ek, almal wat ek gevang het, bereid ek deur die dorp. Ek het hulle. Ek wen, hulle verloor. Dis die kruis. Toe Jesus gesê het, it is finished, toe het hy die duiwel ontwapen. Maar, omdat die duiwel nog aktief is, demone aktief is, beteken dit nie jy moet passief wees nie. Dit beteken juis, you have to resist. Hoe weerstaan jy die duiwel? Wel, jy staan op tetelestai. Jy weerstaan deur te staan. Jy weerstaan deur jou knie te buig en onderdanig te wees aan God. How do you resist? You submit yourself to God. Dis dit, jy skree nie, jy gaan nie te kere nie, you submit to God. Dis 'n oorwinning waarin ons stap. Die oorlog is gewen. Ons vat bloot die oorwinning verder. Ek lees hierdie mooi stuk van iemand wat skryf die volgende woorde. As Jesus was bound to the cross, he bound the strong man and plundered his goods. As Jesus was cast out of Jerusalem, he cast Satan out of his kingdom. As the nails drove through Jesus' feet, he drove his feet through the serpent's head. And as Jesus was lifted up for all to see, he put the devil to open shame. Die grond waarop ons elke dag kan staan, is die duiwel is ontwapen. It is finished. Daarom kon Jesus gesê het, dit is volbring. Hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Niemand vat Jesus se lewe nie. Jesus gee sy lewe. Die Griekse woordjie vir oorgegee skep die prentjie van due to close involvement, nabye teenwoordigheid, betrokkenheid, gee hy dit vir die Vader. Die offer is aanvaar. As die offer verwerp was, sou God nie sy gees aanvaar het nie. Jesus se liggaam gaan graf toe, maar hy's dadelik by die Vader. As Jesus sê, tetelestai, dan is dit nie maar net kruiswoorde nie. Agter hierdie woorde is dieselfde gewig, dieselfde autoriteit van die een wat gesê het, laat daar lig wees. Storms, be quiet. Staan op, vat jou mat, staan op en loop. Gaan wys jouself van die priester, jy is genees. Jou sonde is vergewe. Dis dieselfde stem, dieselfde God, dieselfde autoriteit wat dit sê, it is finished. Wat beteken dit? Die redding wat God bewerk het aan die kruis is perfek. Man, as ons dit kan verstaan. As ons kan verstaan, dit is nie Jesus plus nie. Dis Jesus punt. Dit wat hy gedoen het, is alles wat jy nodig het. Alles wat mens nodig het, om 'n verhouding met hom te hê en gered te wees.
'n Bybelkommentator skryf die volgende: The meaning therefore, praat van die woordjie tetelestai, is that everything which contributes to the salvation of men is to be found in Christ and ought not to be sought anywhere else. Hoe vinnig gaan soek ons dit elders? In wat ek kan doen. Ek hoor dit by die doopbad, julle. Ek word gedoop sodat God tevrede met my kan wees, sodat ek ten volle gered kan wees. Nee. Dis Jesus, punt. Dis nie Jesus plus nie. And ought not to be sought anywhere else, which amounts to the same thing, that the perfection of salvation is contained in him. Elke oggend as jy opstaan en jy's gered, daar's 'n paar fotootjies, sit jy jou voete op tetelestai grond. Dit is waar ons wedloop, daar's jy met 'n wedloop, dink ek, dit is waar ons wedloop begin. Can you believe it? Dis waar ons wedloop begin is, it is finished. Okay, there you go. Wat doen dit in jou binneste as jy dit hoor? Man, dit gee my hoop vir die wedloop. Jy kan een teruggaan, elke oggend, en daar is oulik, elke oggend as jy opstaan, uit die bed uit, en voor jy jou voete op die grond sit jy jou voete in jou slippers, en jy kan jouself onthou, die grond waarop ek nou gaan staan, dis nie unshaky nie, dis nie shakeable nie, dis it's tetelestai grond. Vandag hoef ek nie te werk vir sy guns nie. God is nie vandag kwaad vir my nie. Die duiwel is oorwin, elke versoeking daar's uit, it is finished. Elke dag as jy by jou huis uitloop, meeste van ons het maatjies voor ons huis, en as jou nou soos myne lyk kort hy bietjie aandag. Hy was al opgetrap. As jy by die huis uitgaan, die dag wat ek vandag betree, it is finished. Dis hoe ek hierdie dag betree vanoggend. Watter tipe gemeenskap, en hiermee sluit ons af, is 'n tetelestai gemeenskap, dan hoe lyk sulke mense wat dit besef, dit het en leef? Nommer 1, secure people, sekuriteit. Niks kan my uit die hand van God se liefde ruk nie. Ek hoef nie te werk vandag vir dit nie. Ek het vrede met hom, ek kan hom bloot net geniet vandag. Sekuriteit. Nommer 2, dankbaarheid. Here, ek is nie perfek nie. Maar u werk is perfek. Ek weet u is besig in my, maar Here, my hoop is nie in my perfeksie nie, dis in u perfeksie. Dankie. Dankbaarheid vertak in aanbidding. As ons sing, it is finished, Here, you gave it all, dan sing ons hierdie volgende woorde, ek weet nie of jy het opgelet het nie, you gave it all, now you can gladly have it all. Diensbaarheid, aanbidding, dankbaarheid, speel homself uit in aanbidding, en diensbaarheid, wat uiteindelik ook aanbidding is. Here, u wil my plesier, wat my sustain is om u te volg, u wil. En hierdie laaste ene is doelgerig. Jesus se kos was om die wil van die Vader te doen. Here, nou bestaan ek om u te eer. Dis my nuwe rede vir my lewe. Op my opstaan, op my gaan slaap, by die werk wat ek probeer doen, die besigheid wat ek wil begin bou, die sportspan wat ek afrig, die klaskamer waarin ek sit, by die aftreeoord waar ek maak nie saak nie, ek bestaan om u te eer. Here, hoe kan ek dit vandag doen? Doelgerig. Hoe kan ek vir iemand anders vertel van tetelestai wat dit nie het nie? Wat op shaky ground staan, wat werk vir hulle redding, wat nie besef, ek is besig om 'n
'n beker vol te maak en ek stoor God se woede op vir die laaste dag, dit gaan op my uitgegiet word. Hoe kan ons daai mense help? Ek sê, kom ek gaan vertel jou van wat vandag gebeur het. Amper 2000 jaar terug. En wat Tetelestai beteken? Op watse grond staan jy vanoggend? Is jy gered? Het jy vergeet hoe goed die kruiswerk van Jesus is? Het jy dalk bietjie gegroei vanoggend deur die Gees wat dit openbaar in ons, in die mooiheid van hierdie woord? Sal jy van hier af elke oggend opstaan op Tetelestai grond? Kom ons bid. Here, U is goed, U is getrou, U is soveel beter as wat ons ooit kon droom. Here, die woord Tetelestai is soveel groter as wat ons gedink het. Here, ons het gedink ons besef, maar Here, wat ons vanoggend gehoor het, is 'n druppel in die emmer van hoe mooi daai woord is en dit wat U gedoen het. Here, dankie dat ons kan rus in U perfeksie. Dankie dat ons kan veilig wees, dat U die woede van die Vader versadig het. Here, dankie dat U die bose ontwapen het, kragteloos gemaak het. Here, ons wil na hierdie Jesus toe draai vanoggend. Die een wat gesê het, it is finished. Ek weet nie waar jy is soos jy jou oë toe hou met jou verhouding met die Here nie. Ek dink van ons het bietjie weggedryf. Ek dink van ons beleef nie die nuwe wyn soos jy dit iewers beleef het nie. Deel van die kruis Sondag, Vrydag, is herstel. Jesus herstel wat gebreek is. En as jy hier is en jy weet, dis jy, man, hy het my gered, ek het al nuwe wyn geproe, maar as of late, man, ek weet nie eers waar daai koppie is nie. Die Here roep jou bloot terug. Hy sê, trust in my perfection, draai terug na Jesus toe, geniet hom. Hou net jou oë toe, as jy hier is en dis jy, man, ek wil die Here weer geniet, ek geniet hom nie soos ek hom geniet het nie. Wil jy nie net vir my kyk, net daar waar jy almal se oë toe is, ek wil saam jou bid. Dankie. Jy sê, man, ek geniet hom nie, dankie, soos ek hom moet geniet nie. Dankie. Nou Here, so vanoggend kom ek, en ons breek die ketTINGS van veroordeling, van skaamte, Here, waar daar sonde ingekom het, Here, ons bring dit voor U, U het ook vir dit gesterf, geen sonde te groot. En dankie dat U in hierdie oomblik intimiteit herstel, nuwe wyn weer voorlê. As jy sit en jy weet jy het nie die verhouding met die Here nie, ek gaan dit nie nou roep nie, wil ek vra dat jy dit wat Jesus gedoen het vanoggend, sal ontvang, en hoe jy dit doen, is na die tyd, kom praat jy met my en Marshall. Ons sal hier voor wees. Of jy nou net gebed nodig het, en of jy jou lewe vir die Here wil oorgee, moenie vanoggend mis nie. Here, dankie, dat ons uit hierdie deur kan stap, op Tetelestai grond. Maak ons 'n aanbiddende gemeenskap hier buite. Maak ons 'n dankbare gemeenskap hier buite. Maak ons 'n diensbare gemeenskap hier buite. Maak ons lig vir 'n donker wêreld.